Geen kleur, geen oogkontak. Verbeel jou, dis al beeld wat jy elke dag sien. Jy is afhanklik van wat jy hoor. Dit is die gevoel wat Willem het. Hy het nog nooit sy beste vriend Reinhard gesien nie. Gelukkig verstaan Reinhard goed, want hy is ook blind. Hulle is albei 3de jaar rekenaarwetenskapstudente by die Universiteit Stellenbosch. My ma het gelukkig nie veel oor my geworry nie. Daar's ouers wat vreeslik worry oor hulle blinde kinders. Die arme ding moet nog asseblief tog nie in 'n muur vasloop nie of so. My ma het nie daar geworry nie. Dit is goed, want so as jy so 5 keer teen 'n muur vasloop, dan onthou jy hy's daar. Hulle beskou hul daaglikse lewe as normaal en gebruik kieries en gidshonde om oor die weg te kom. Omtrent tot met Augustus in my eerste jaar het ek 'n kierie gehad. En dit het gewerk, maar ek moes so 5 minute vroeër opstaan. Maar toe kry ek my hond en dit is nogal baie vinniger. Soos een ding wat jy kan doen met 'n hond wat jy nooit kan doen met 'n kierie nie. As jy baie laat is vir klas, dan kan jy vir jou hond sê soek die pad en hardloop jy. Mens moet net altyd 'n ekstra 10 minute beplan, net ingeval jou hond die haas wil jaag. Gewoonlik as ek en Willem saam as ons uitgaan. Ja. En dan verdwaal ons nou maar saam na 'n plek toe en dan verdwaal ons nou maar weer saam terug. Dit is vir my eintlik al 'n vorm van ontspanning. Ek sê altyd om saam met iemand te verdwaal is baie lekker, maar om alleen te verdwaal is nie lekker nie. As jy blind is, beskou jy ook 'n klomp goed van selfspreekend wat 'n siende nie doen nie. Byvoorbeeld dat jy moet weet wat in jou kas is of waar jy is. Ek ken redelik my klerekas. So as ek van klere koop, dan vat ek gewoonlik iemand saam en ek vra wat se klere is dit. Dis deels geluk en deels ook ons ouers. Ek het van die begin af besef dat ek gaan nooit 'n fashion expert word nie. Ek het 'n voordeel, ek het gesien op 'n tyd. Nie baie nie, net genoeg om te weet wat groen en rooi is. Seker rempeltjie aan. Ek weet nie wat maak die saak. Willem en Reinhard is 2 van die meer as 225.000 blinde mense in Suid-Afrika. Willem is blind gebore en Reinhard het op 'n vroeë ouderdom blind geraak. Volgens Dr. Karina Slozes is blindheid tydens kinderjare nie algemeen nie. Wêreldwyd is die algemeenste oorsaak van blindheid is katarakte. Ongeveer 45% van alle blinde mense is blind weens katarakte. Maar dan is daar ook 'n groep wat ons noem blindheid wat jy opdoen tydens die kinderjare. En dit maak uit omtrent 4% van almal wat blind is. Daar's 'n mate van oorerflikheid van sekere oogtoestande en jy kan dit trek dwars deur families met genetiese studies. Ten spyte van hierdie uitdagings is Willem en Reinhard se lewenslange vriendskap spesiaal. My pa het altyd vertel van in die army, dan maak jy hierdie pel. Want jy het saam met hom gesuffer. Ek dink dis hoe ek my en Willem se verhouding sal opsom. Ons is pelle. Ons het saam deur baie diep water gegaan met die kursus. Ons ken mekaar nog altyd van skool af. Reinhard en Willem het skool gegaan by die Pionierskool op Woester. Die skool het altesaam 122 blinde en visueel gestremde leerlinge wat van die spesiale toerusting gebruik maak. Die brailonderwyser by die skool, Mariana Styl, is self blind en help leerders om brail te lees en te tik. Skryf jou naam. And now I just wrote my name and my surname. Okay, then you go on. Next slide. By die Pionierdrukkery word verskeie skole van reg oor die land se handboeke en vraestelle gedruk. Selfs brailatlasse word hier gedruk. Die skool het spesiale brailhandboeke vir wiskunde. Ons het presies dieselfde wat hulle in 'n gewone skool het, daai sinografie. Maar vir Reinhard en Willem was dit 'n aanpassing om wiskunde op universiteit te studeer. Al die wiskunde het ons in brail gedoen op brailmasjiene wat redelik onprakties is hier op universiteit, want daar is soveel ander goed wat jy in elk geval moet saamdra en die klas is net soveel verder uit mekaar uit. So ons het net op 'n stadium was dit net makliker om net eerder 'n laptop saam te dra en
eerder wiskunde op 'n ander manier in teks te skryf as om vas te klou aan brail. Die Lombardi Braille Sentrum by die universiteit ondersteun blinde en swaksiende studente, maar het nie die nodige fasiliteite vir wiskunde nie. Connie Park is die bestuurder van die sentrum en besef die belangrikheid van die dienste wat hulle lewer. Ek hoop dit verryk hulle lewens. En sonder die sentrum kan hulle nie studeer nie. Ek meen daar is nie 'n manier. Die studente is later soos ons kinders. Vir een van die studente by die sentrum, Renee Hansby, is 'n spesiale rekenaarprogram wat JAWS genoem word van groot waarde. JAWS is 'n program wat hy lees alles insluitend PDF dokumente, enige iets te doen met Microsoft, want dit is 'n Microsoft produk. Hy lees die internet, hy doen Excel, alles. JAWS help ook vir Reinhard en Willem met hulle rekenaarwetenskap en wiskunde studies. Ek was seker so standaard 6. Toe droom ek al oor dat ek was vreeslik geïnteresseerd in rekenaarprogrammering en dit was half my droom, jy weet, om 'n graad te kry in rekenaarwetenskap en dit was hierdie huge ding. Ten spyte van hierdie hulpmiddele is daar tog goed wat hulle frustreer. Natuurlik is daar nou goeters wat jy nie kan verstaan nie, soos van die visuele elemente byvoorbeeld. En daar's vakke wat jy nie kan vat nie, byvoorbeeld een wat ons kon vat hierdie jaar, maar nou natuurlik nie kan nie, is rekenaarvisie. Nou, ek weet nie hoe ek vir 'n rekenaar gaan vertel hoe om te sien as ek self nie weet hoe om dit te doen. Ek sou net baie keer wil hê mense moet bietjie meer logika gebruik. Baie keer iemand het my al gevra, wie trek my aan? Toe vra ek van, nee, ek weet nie, wie trek jou aan? Toe verstaan ons mekaar. Ek dink jy het ook baie voordele, as ek dit so kan doen, wat ander mense nie het nie. So dit is moeilikheid wat relatief is, maar ek voel is eintlik maar gelyk. Ja, meisies hou van my honde, van ons honde. Soos hulle is mal oor hulle. Woefie!